Leerpapier vir jaar 3, vir stoffering vir die toets van die 13de Junie. Algemene veiligheid. 1 trek aan vir geleentheid, moenie groot, los of andersins ongepaste klere in die werkswinkel dra nie. Moenie juweliersvolle of enige ander los hangende items dra nie. 2. Visiebeskerming. Dit is omdat houtskuifies en pyn byna enige tyd in jou gesig en oog kan vlieg, soos 'n krammetjie van die kramgeweer. 3. Hou die werkswinkel skoon. In die eerste plek, los elektriese verlengkode wat oral lê. Dit is die oorsaak van baie onnodige beserings in die werkswinkels. 4. Geen dwelms, alkohol of ander gestremdhede nie. Dit sluit ook in werk terwyl jy sterk medikasie neem wat jou vermoë om masjinerie behoorlik te bestuur demp. Jy en ander kan baie seer kry as jy onder medikasie werk. 5. Lees asseblief die boek. Vir elke masjien in die werkswinkel moet daar 'n handleiding wees. Indien nie, sal die inligting op Google of YouTube kan vind. 6. Hou gereedskap en toerusting skerp. Eerstens moet jy al jou lemme skerp hou en moet dit goed presteer. As iets begin stomp raak, skrap dit en kry dan 'n nuwe een of laat dit professioneel geslyp word. 7. Vermy onnodige afleidings. Dit is vanselfsprekend. Dit is een van die basiese reëls, maar met die voorregte van selfone en ander afleidings moet jy bewus wees van hoe dit jou veiligheid beïnvloed. Elke masjien benodig jou volle aandag wanneer jy daaraan werk. 8. Gebruik veiligheidsgereedskap om jou te help. Maak gebruik van gereedskap wat die werkstuk stabiel hou en jou hande van die snyblad weghou. 9. Inspekteer hout vir spykers, knope of enige onvolmaaktheden. Inspekteer die hout waarmee jy werk, dit kan swak plekke hê wat daartoe kan lei dat dit terugskop. Gevolgtrekking, moenie probeer om iets te doen wat dit nie bedoel was om te doen. Ek dink altyd aan die werkswinkel se veiligheidsreëls. Ons kyk na veiligheidstekens en hul betekenis. Verbodtekens, moenie dit doen nie. 'n teken wat gedrag verbied wat moontlik gevaar verhoog of veroorsaak, byvoorbeeld moenie rook nie. Dis rooi. Verpligte tekens, wat jy moet doen, 'n teken wat spesifieke gedrag voorskryf, byvoorbeeld harde helms moet gedra word, blou. Veilige kondisietekens, die veilige manier, 'n teken wat aandui nood bestaan of waar noodhulp toerusting is en die kleur is groen. Gevaartekens, 'n teken wat waarsku van 'n gevaar, byvoorbeeld elektrisiteit en dit is geel. Vuurtekens of brandtoerusting, 'n teken wat die polisie aandui van brandbestryding gereedskap of die posisie eerder en die kleur is altyd rooi. En inligtingtekens soos algemene inligting, 'n teken wat algemene inligting verskaf soos toilette. Dan kry ons 'n stofferingsgereedskap, die kramgeweer. Hierbo is sy uitlaatpyp deksel, dan sit sy lyf, die ligprop, die hefboom om hom oop te maak sodat jy die krammetjies kan insit, die magasyn waarin jy die krammetjies insit, die gly eenheid, so hy gly oop en toe, die sneller wat jy trek om die krammetjie te skiet, die gaatjie, die uitganggaatjie waar uit die krammetjie kom en daarvoor is die waarskuwingsetiket. Dan kry ons meetgereedskap en hulle gebruike, so die staalideaal om materiaal te meet, die staalmaatband om planke en blaaie te meet, die plastiekmaatband om klere en voorwerpe met kurwes te meet, die winkelhak om vierkantige hoeke en reghoekige lyne te meet. En dan laastens, meting is die proses om getalle met die fisiese hoeveelheid materiaal te assosieer. Verskillende materiaal word in verskillende eenhede gemeet, wat meter, sentimeter en millimeter is. Meter word gebruik vir lang stukke stofferingsmateriaal, soos materiaal en houtvelle. Sentimeter word gebruik vir kleiner stukke materiaal en kleiner houtlengte, soos planke. Millimeter sal op reeds gesnyde materiaal en hout gebruik word vir meer spesifieke metings. Baie sterkte.